JMath. Hoe weet ek of iets 'n funksie is of nie? Nou dis 'n vraag wat jy in hoofstuk 2 gaan kry en dis iets wat jy probably nog nooit oor gedink het nie, want jy doen nog altyd van graad 9 af net funksies, reguit lyne, hiperbole, al daai goeters. So eintlik is die groter groepnaam vir dit relasie. So dit beteken hoe in Engels how does y relate to x? As ek 'n vergelyking het met 'n y en 'n x, hoe beïnvloed hulle mekaar? So as ek iets by x insit, wat gaan met y gebeur? So dit noem mens relasies. Maar 'n funksie is 'n baie spesifieke relasie. Okay, nou jy hoef nie al daai goeders te weet nie. Jy moet net weet wanneer is iets 'n funksie of nie. So iets is 'n funksie as ek 1 x-waarde insit en 1 y-waarde uitkry. So as ek vir jou sê x is 3, dan moet jy vir my kan sê y is gelyk aan 0. Daar's net een antwoord as ek vir jou 1 x-waarde gee. Nou partykeer gaan 1 y-waarde twee verskillende x's gee. So by 'n parabool as ek vir jou sê y is gelyk aan 0, dan kan jy vir my sê, yes, dit gebeur as x minus 1 is, of as x 6 is. So 'n reguit lyn is altyd 'n 1 tot 1 funksie, want ek kry 1x en 1 y wat saamgaan. Nou met 'n parabool is dit 'n meer tot 1 funksie. So meer as 1 x-waarde gee vir my 1 y-waarde. So wat ek daarmee bedoel is daai koördinaat is minus 1 en 0 en daai koördinaat is 6 en 0. So daar's meer as 1 x-waarde wat vir my dieselfde y-waarde gee. Maar dit mag nooit wees dat 1x vir my 2 eie gee nie. So daai is 'n 0, 3 en daai is 'n 0 minus 3. Dis dieselfde x, maar hy gee vir my twee verskillende y-waardes. Nou dit is nie 'n funksie nie. So kom ons kyk gou 'n maklike manier vir jou om te toets of iets 'n funksie is en hulle noem dit die vertikale lyn toets. So jy kan sommer net jou pen of jou liniaal vat, hou hom vertikaal op die bladsy en skuif dit net van links na regs. So kom ons kyk vir hier met die reguit lyn. As ek hom skuif, dan sny hy net een keer daai grafiek en dit is dan 'n funksie. Parabool sny net een keer, eksponensieel sny net een keer en 'n hiperbool, al flip hy hierso by die asymptoot, hy gaan altyd daai lyn net een keer sny. So daai is alles funksies. Maar as ons kom by 'n parabool se inverse, hy sny hom 2 keer. So daai is nie 'n funksie nie. 'n Sirkel is ook nie 'n funksie nie. So hulle gaan vir jou letterlik 'n sketsie gee en dan sê hulle vir jou is dit 'n funksie of nie. Dan vat jy net jou liniaal of pen, skuif hom so oor die bladsy en dan sê jy net vir hulle ja, dit is 'n funksie, slaag die vertikale lyn toets of nee, dit is nie want hy sny 'n vertikale lyn 2 keer. Ek hoop daai maak sin, dis regtig so maklik soos dit. Hulle complicate dit daarom glad nie. Maar 'n vraag wat jy nou gaan kry gebaseer op daai is as hulle vir jou 'n parabool gee en hulle sê vir jou beperk die definisieversameling van die parabool sodat die inverse 'n funksie is. Dit klink baie gekompliseerd, maar dit is eintlik regtig maklik want daar's net een antwoord vir hierdie vraag. So as jy net jou teorie ken, dan gaan hulle jou nooit kan uitvang nie. Hulle kan dit baie keer skuif, maar dit is meer by privaat skole se eksamens wat hulle dit doen. So ek glo nie 'n staatskool gaan jy ooit daaroor hoef te worry nie in die laaste 20 jaar. Was daar nog nie so 'n vraag aan die eindeksamen nie, so jy's veilig. Kom ons kyk gou hoe sal ek dit antwoord. Beperk die definisieversameling. So die antwoord is altyd jy kyk wat is die draaipunt van die parabool en omdat daar nie 'n bx of 'n c was nie, is daai draaipunt net 0 0. So jou antwoord gaan wees x is kleiner of gelyk aan 0, x is groter of gelyk aan 0. Dis vraag A se antwoord. Ek hoef niks meer as dit te sê nie. Nou by vraag B. Skets die grafiek van f en sy inverse. So ek gaan net 'n klein tabelmetode doen. So as ek sê x is min 2 min 1 0 1 en 2, wat sal die eie wees wat saam met dit gaan? En dan gaan ek dit net op die grafiek sit. Vir die linkerkantste grafiek het ons gesê x is altyd net kleiner of gelyk aan 0. So dan gaan ek net die eerste 3 koördinate doen. So by min 2 was hy by 8, my papier is so bietjie klein, maar min 1 was 2 en dan 0 en 0. Nou kan ek dit net verbind. Okay. En ek mag nie die res van die parabool teken nie, want x mag nie groter as 0 wees nie. Okay. Hoe gaan ek sy inverse teken? So vir sy inverse vat ek elke koördinaat en ek ruil dit net om. So 0 0 bly nog steeds waar hy is, maar nou minus 1 en 2, so 1 links 2 op, word 2 regs en 1 af. Hy gaan daarso sit. Dan minus 2 en 8 word dan 8 en minus 2, so hy gaan daar iewers sit. En dan gaan hierdie grafiek so ietsie lyk. Ons onthou, as ek die volle parabool sou teken, dan sou hy so gelyk het, maar omdat ek sê, ek het die regterkant van die blou parabool afgesny, gaan net die onderste deel van die inverse oorbly. En dit is dan hoe daai skets gaan lyk. Ek gaan dit dan net label as f min 1, en daai as net f. Kom ons kyk gou na die regterkant. So nou gaan ek weer 0 0 gaan ek insit, 1 en 2, en dan 2 en 8 gaan ek daarso sit as ek dit
verbind, lyk dit so, en daar is my f-grafiek. Vir die inverse gaan dit dan wees, in plaas van 1 en 2, gaan dit wees by 2 en 1, en dan by 8 en 2. So sy grafiek gaan dan so lyk. So daai is die twee variasies wat jy moet ken. So leer daai sketsies. Partykeer kan hierdie regterkantste ene kan partykeer so ietsie lyk, waar 'n klein visie vorm, maar daai is die twee sketse, en daar het ek dit beperk op twee verskillende maniere, sodat die oranje grafiek, die inverse, is nou 'n funksie, want as ek die vertikale lyn toets doen, sny die oranje grafiek nie twee keer nie. Kom ons kyk net gou wat sou die oranje vergelyking gewees het, want dit is ook baie belangrik vir jou om in te sit by sketse. So om die inverse te kry, draai ek x en y om, maar ek moet y weer alleen kry, so dan gaan hierdie x op 2 is gelyk aan y kwadraat. So as ek dan gaan sê, okay, so die inverse moet dan wees plus of minus die vierkantswortel van x op 2. So daai is die vergelyking van die totale inverse. Maar omdat ek dit in die helfte gesny het, moet ek gaan sê, okay, so die linkerkantste ene, f min 1, se vergelyking is dan net die negatiewe wortel van x op 2. En die regterkantste ene sal dan net die positiewe wortel wees. So f min 1 is gelyk aan positiewe wortel van x op 2. So baie belangrik dat jy die verskil sien tussen wanneer is dit plus minus, as ek 'n volle grafiek het, en wanneer is dit net die minus of die plus. Kom ons kyk gou na die definisie en waardeversameling van hierdie sketse. So kom ons doen eers die oorspronklike een. So die definisieversameling van die linkerkantste blou grafiek. Definisie van links na regs, wat se x-waardes bestaan hierdie grafiek voor. So hy bestaan net vir x se kleiner of gelyk aan 0, soos wat ek daarbo gespesifiseer het toe ek dit beperk het. So sy definisieversameling gaan net daai waarde wees. Nou die waardeversameling is alles bo die draaipunt, want dis 'n positiewe parabool, en sy draaipunt is y is gelyk aan 0, so dan gaan hierdie net wees y is groter of gelyk aan 0. Nou, hoe kry ek dan die definisie en waardeversameling van die inverse? Nou ietsie wat ek wil hê jy moet net baie duidelik raak sien, is die definisieversameling word die waardeversameling, en die waardeversameling word die definisieversameling. So obviously x en y gaan nie skuif nie, maar die waardes wat langs aan dit is, gaan net na die ander ene toe. Kom ek wys julle wat ek bedoel. So die definisieversameling is x is groter of gelyk aan 0, net soos daai ene. Die waardeversameling is nou y is onder die lyn. So y is kleiner of gelyk aan 0, net soos wat daai ene was. So dis wat ek bedoel met die definisie en die waardeversameling ruil net om. Soos alles met inverse, x en y ruil om. Dus kyk gaan na die regterkant. So in hierdie geval definisieversameling, x is net groter of gelyk aan 0, en dan weet ek sommer al klaar, die waardeversameling gaan ook net wees groter of gelyk aan 0. Waardeversameling van die blou een, y is ook groter of gelyk aan 0, so dit beteken die definisieversameling van die inverse is ook net groter of gelyk aan 0. So dis 'n tipiese vraag wat jy gaan kry met parabole en beperkings. Ek dink nie dis te moeilik nie, so kyk net so 'n paar keer na hierdie stappe en so aan en probeer dit self. Hulle skuif daarom nooit die parabool nie, so dit word nie veel moeiliker as dit nie. Baie sterkte met hierdie vrae julle. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.